Goeiedag. In hierdie video gee ek 'n kort oorsig oor die noodsaaklikheid en die doel van bekalking. Een van die grootste denkfoute in moderne landbou is die aanname dat bekalking slegs gedoen word om grond-pH reg te stel. Grondgesondheid is onlosmaaklik deel van moderne landbou. Almal besef hoe belangrik ons hulpbronne is. Ek hoef nie te verduidelik hoe groot die risiko in die landbou is nie. Ons moet alles wat binne ons beheer is doen om hierdie risiko te verlaag. Een van die mees kritiese en logiese praktyke is bekalking, maar ons moet op die regte manier doen. Bekalking is baie meer as net die regstelling van die grond-pH. Dit speel ook 'n groot rol om te verseker dat voedingsstowwe in balans beskikbaar is in die grond en om seker te maak dat 'n oormaat van een voedingsstof nie 'n ander een onderdruk nie. Verder is dit baie belangrik vir grondstruktuur, vir gaswisseling, mikrobe-aktiwiteit en effektiwiteit van voedingsstowwe wat toegedien word. Ek gaan elkeen van hierdie punte in 'n bietjie meer detail bespreek, sodat elkeen kan besef dat bekalking en goeie voedingsstofbalans die grondslag van suksesvolle landbou is. Dit is ook baie belangrik om te weet dat kalkaanbevelings op verskillende maniere gedoen kan word. Sommige metodes is net daarop gemik om pH-regstellings gedoen. Ander metodes neem ook die balans in ag om seker te maak dat ons die volle voordeel van bekalking kry en sodoende optimale opbrengs te behaal en die risiko so ver moontlik beperk. Almal stem saam oor die rol van grond-pH. pH is 'n meting van hoe suur of alkalis die grond is. Grond-pH het in die eerste plek 'n baie groot invloed op die beskikbaarheid van voedingsstowwe. Alle voedingsstowwe word hierdeur beïnvloed. 'n Voorbeeld hiervan is fosfaat, wat minder beskikbaar is wanneer die pH te hoog of te laag is. Wanneer die pH laag is, vorm onoplosbare komplekse met yster en aluminium, en wanneer die pH te hoog is, vorm dit komplekse met kalsium en magnesium. Dan die volgende belangrike aspek, waarop in die verlede baie min klem gelê is. Mikrobe-aktiwiteit is meer wanneer die pH water tussen 6 en 7 is. Mikrobes, wat ons nie met die oog kan sien nie, maar wat wel in groot hoeveelhede beskikbaar is in die grond, het 'n groot invloed op die oplossing van fosfaat. Wanneer die pH dus reg is, sal die mikrobes in die grond meer aktief wees en meer fosfaate oplos sodat dit plantbeskikbaar is. Die regte pH sal dus algemene plantgesondheid verbeter. Die meeste voedingsstowwe se beskikbaarheid is optimaal wanneer die pH water ongeveer 6.3 is en die pH KCl ongeveer 5.5 is. Wanneer die pH dus nie reg is nie, kan voedingsstoftekorte of oormate van skadelike elemente soos aluminium 'n groot probleem skep. Maar kalk is meer as net vir pH-regstelling. Dit mag met die eerste oogopslag verkeerd klink, maar kalk kan soms nodig wees, selfs wanneer die grond-pH reg of selfs te hoog is. Wanneer die pH te hoog is of te laag is, dui dit op 'n kation-wanbalans, en selfs wanneer die pH reg is, kan daar steeds 'n wanbalans wees. Dit beteken magnesium of kalium kan buiten verhouding hoog wees en kalsium te laag. Die pH is dus reg, maar ons kan steeds swak grondstrukture hê met al die probleme wat daarmee gepaard gaan. Katione is positief gelaaide ione soos kalsium, magnesium, kalium, waterstof, aluminium, ammonium en sommige spoorelemente. Wanneer die grond-pH te laag is daar 'n tekort aan basiese katione soos kalsium, magnesium en kalium en 'n oormaat van waterstof en aluminium. Wanneer die pH te hoog is, dui dit op 'n oormaat van sekere katione. Dit beteken wanneer daar te veel natrium, te min kalsium en geen waterstof is nie, sal die pH te hoog wees. Elemente soos magnesium en natrium het 'n groot invloed op pH. Wanneer kalsium op 'n hoë pH, hoë natriumgrond toegedien word, sal kalsium die natrium wat op die klei geabsorbeer is losmaak. Indien die natrium dan uit die grond loog, kan ons anders wat verwag word, selfs 'n verlaging in grond-pH sien. Indien die kation-balans reg is die gevolg dus 'n goeie grond-pH. Hierdie kation-balans in die grond het 'n groot invloed op die voeding van die plant. Dit gaan nie net daaroor om voldoende vlakke van 'n element te hê nie, maar ook oor die balans
met ander katione. Katione is antagonisties teenoor mekaar. Indien daar 'n oormaat van een kation is, beïnvloed dit die opname van 'n ander kation. Meelior se noukeurige monitering van die plant se voedingsstatus deur middel van ons soil-to-sap ontleding wys hierdie antagonisme baie duidelik uit. Wanneer die vlakke van byvoorbeeld kalsium, natrium of magnesium in die grond te hoog is, gaan die opname van kalium negatief beïnvloed word, selfs al is daar voldoende kalium in die grond. Die gebalanseerde voorsiening van voedingsstowwe is noodsaaklik vir optimale opbrengs, en om dit te behaal, moet daar balans wees tussen die katione in die grond. Die katoonbalans het ook 'n groot invloed op die struktuur van die grond. Dit beteken dat indien jy reg bekalk en in die proses die katoonbalans verbeter, kan jy beter wortelontwikkeling, beter dreinering en beter waterinfiltrasie verwag. Die regte verhouding tussen kalsium en magnesium veroorsaak dat kleideeltjies flokkuleer en groter aggregate vorm. Die teenoorgestelde gebeur wanneer jy te veel natrium en selfs magnesium in die grond het. Dit veroorsaak dat die grond dispergeer, wat beteken dat die grondstruktuur verloor, swakker dreineer, dat water stadiger infiltreer, vinniger afloop en dat wortelontwikkeling swakker sal wees. Met goeie struktuur verbeter dreinering wat die risiko van versuiping verlaag. Verhoogde infiltrasietempo van water het tot gevolg dat minder water afloop en meer infiltreer. Dit verhoog die effektiwiteit van besproeiings en reënwater. Die feit dat grond beter struktuur het en dat minder water afloop as gevolg van die verbeterde infiltrasie, verminder ook die risiko van erosie. Die beter ontwikkelde wortelstelsel en verhoogde vermoë van 'n goed gestruktureerde grond het tot gevolg dat meer water vir die plant beskikbaar is. Goed gestruktureerde grond skep ook, omdat daar minder fisiese weerstand is, die geleentheid vir die wortelstelsel om beter te ontwikkel. Dit beteken dat die wortelstelsel dieper en wyer in die grond indring en digter kan groei. Omdat hierdie wortels dan groei in 'n groter volume grond, kry die plant toegang tot meer voedingsstowwe en water. 'n Verbeterde grondstruktuur as gevolg van die regte bekalking, verbeter deurligting en gaswisseling. Daar's voordelige organismes in die grond wat suurstof gebruik en koolsuurgas afgee. Gaswisseling beteken dat die koolsuurgas wat in die grond vorm, uit die grond kan ontsnap en dat suurstof uit die atmosfeer grond kan binnendring. Dit is dus voordelig vir hierdie aerobiese organismes in die grond, maar koolsuurgas wat uit die grond kom, verhoog ook fotosintese van die plant, omdat koolsuurgasvlakke tussen die plante hoër is. Daar is verskillende metodieke wat gebruik word om kalkaanbevelings te maak. Dit wissel van baie eenvoudige opkyktabelle tot komplekse berekeninge wat baie verhoudinge en ander faktore in ag neem. In die meeste gevalle is die fokus ongelukkig hoofsaaklik op die regstelling van die grond pH gemik en word baie min aandag gegee aan ander voordeel van effektiewe bekalking soos ek verduidelik het. Om jou 'n bietjie meer insig te gee, gaan ek 'n paar basiese beginsels van grondchemie probeer verduidelik. Klei is negatief gelaai, soos hier gesien kan word. Hoe hoër die klei-inhoud van 'n grond is, soos aan die regterkant, hoe meer negatiewe ladings is daar in die grond. Ons noem dit die kation-uitruilkapasiteit of die KIK van 'n grond. Kleigrond het dus 'n groter KIK as sandgrond. Hier regs sal tipies 'n kleigrond wees en links 'n sandgrond. Hierdie negatiewe ladings van die klei trek positiewe elemente aan. Die elemente sluit kalsium, magnesium, kalium, natrium, waterstof, aluminium, ammonium en sommige spoorelemente in. Hoe minder basiese katione soos kalsium, magnesium en kalium daar is in verhouding met die suurkatione soos waterstof en aluminium, hoe laer is die pH. Dit beteken die grond word suurder. As die grond te suur is, moet kalk toegedien word sodat die kalsium en die magnesium in die kalk, die waterstof op die klei wat op die klei geabsorbeer is, kan verplaas en die karbonate of hidroksiede in die kalk bind dan aan die waterstof in oplossing om die pH reg te stel.
Maar dan moet ons onthou dat die verhouding van die katione 'n groot invloed het op die struktuur van die grond en die gebalanseerde opname van die voedingsstowwe. Dit is die aspekte wat gewoonlik agterweë bly. Soos ek reeds genoem het, kan hierdie balans verkeerd wees en die pH kan reg wees of selfs te hoog. Dan moet daar soms steeds bekalk word om verhoudings reg te stel, sodat die struktuur verbeter kan word en voedingsstowwe in balans opgeneem kan word. In sekere gevalle, as die grondstruktuur reeds goed ontwikkel is, kan gips gebruik word om te help om van sekere oormate ontslae te raak. Soms, as die grond nie goed gedreineer is nie, kan voedingsstowwe in die grond opbou, meer as wat kan bind aan die klei. Ons noem dit versouting. Dreinering is nodig om dit te verbeter. Die eenvoudigste metode en ook die metode wat die meeste gebruik word, is hierdie tabel. Daar word slegs gekyk na die klei-inhoud van die grond en die huidige pH van die grond om te besluit hoeveel kalk gegooi moet word. In baie gevalle word die verhouding van katione nie in ag geneem nie. Soms word daar wel tot 'n mate gekyk na die verhouding voor die regstelling, maar die groot probleem wat ek hiermee het, is dat die regte verhouding na die regstelling nie die mikpunt is nie. Die kalkvoorskrif word dus nie gemaak om te eindig met die regte verhouding nie. Wanneer hierdie metode gebruik word, word daar gewoonlik net een tipe kalk aanbeveel wanneer varierende regstellings gedoen word. Dit is baie belangrik om op elke plek op die land die regte tipe kalk of kombinasie van kalk te strooi, sodat elke plek op die land optimaal reggestel kan word. Die tweede metode wat gebruik word, gaan oor die persentasie suurversadiging. Daar is twee suurversadigingsmodelle wat algemeen in Suid-Afrika gebruik word, naamlik die Sedara metode en die Eksteen metode. Die basiese beginsel van die metode is dat daar in die laboratorium bepaal word hoeveel suur daar in die grond is en dit bepaal hoeveel kalk toegedien moet word om 'n sekere hoeveelheid suur te neutraliseer. Die Eksteen metode gebruik 'n R-waarde wat die verhouding tussen suur en die som van die ladings van kalsium en magnesium is, met die aanname dat 'n sekere verhouding 'n sekere pH tot gevolg sal hê. Volgens die metode is daar 'n sekere ekonomiese R-waarde vir elke gewas. Vir koring word byvoorbeeld 'n R-waarde van 5 gebruik, wat beteken dat die pH KCl reggestel word tot op 5 en in die geval van vrugte wat hoëwaarde gewas is, word 'n R-waarde van 10 gebruik, wat beteken dat daar gepoog word om 'n pH van 5.5 bereik. Dit is omdat dit 'n hoër waarde gewas is wat vir langer reggestel moet word, wat daar tot 'n hoër pH bekalk word. Daar is 'n paar probleme met die metode. Eerstens word daar nie meer in die laboratoriums gebruik gemaak van soutsuur vir die ekstraksie nie. Die oorspronklike metode skryf voor dat daar soutsuur gebruik word. 'n Soutsuur ekstraksie gee die totale hoeveelheid kalsium en magnesium in die grond. Deesdae word ammoniumacetaat of melieg 3 gebruik vir die ekstraksie, wat 'n kleiner gedeelte van die katione ekstraheer. Tweedens is daar baie variasie in die verhouding wat die kern van die Eksteen metode vorm. Soos gesien kan word op die onderstaande 2 grafieke waar werklike syfers van ongeveer 10.000 monsters gewys word. Regs kan gesien word hoe wyd die werklike variasie is. Die R-waardes gaan op tot by byna 4000. Links word slegs die waardes tot op 10 gewys. Vir 'n pH van 5 is daar dus R-waardes van minder as 3 tot meer as 10, volgens hierdie werklike data. Hierdie 10.000 monsters is wel waarskynlik heelwat meer as wat in die 60 jare gebruik is, toe die aanvanklike toetse gedoen is. Die derde probleem is dat hier hoofsaaklik gekyk word na pH en baie min aandag gegee word aan grondstruktuur en die verhouding van voedingsstofopname, net soos in die vorige metode. Die metode wat deur Melior gebruik word, bevat elemente van die metodes wat reeds bespreek is. In soverre kalk gebruik word om suur op die kleideeltjies los te maak, die spasie te vul met basiese katione soos kalsium en magnesium. Die suur in die oplossing word dan geneutraliseer met die karbonaat of hidroksiedgedeelte van die kalk. Daar is egter een groot verskil, naamlik dat die voorskrif wat ons gee,
gedoen word sodat die katione in die grond na die regstelling in die regte balans is. Ons bereken hoeveel van elke kation daar ideaal in die grond moet wees. As kalsium dan te laag is, soos in die voorbeeld hier links onder op die grafiek, sal ons bereken hoeveel toegedien moet word om die regte verhouding na regstelling te hê. Dieselfde doen ons dan ook met magnesium en kalium. Daarmee bedoel ek dat die verhouding tussen kalsium, magnesium, kalium en natrium en waterstof na die regstelling so is dat die grondstruktuur optimaal ontwikkel en dat voedingsstowwe in balans opgeneem word. Wanneer hierdie balans reg is, sal die pH ook reg wees. Indien die pH in die regte bereik is, sal voedingsstowwe se beskikbaarheid optimaal wees, omdat dit meer oplosbaar is by die regte pH, en dan belangrik ook, omdat die grondorganismes wat vir ons 'n positiewe bydrae gee, wat die plantvoedingsstowwe beskikbaar maak, meer aktief is wanneer die pH reg is. Maar soms kan die pH reg wees of selfs te hoog wees, maar die katione is nie in balans nie. In hierdie gevalle mag dit nodig wees om kalk en soms gips toe te dien, sodat daarvan oormate ontslaag geraak kan word. Die kritiek teen hierdie benadering wat ons volg, is gewoonlik dat die berekeninge te kompleks is. Om dit te oorkom, het ons Agrisol, ons tegnologie-sistersmaatskappy, oor die afgelope 15 jaar sagte ware ontwikkel met algoritmes wat elke moontlike scenario identifiseer en hanteer. Ons stelsel hanteer dus hierdie kompleksiteit vir ons, sodat ons die regte aanbeveling kan maak. Dit is verder ook baie belangrik om monsters op 'n ry te neem en regstellings variërend te doen, aangesien elke plek op jou land uniek is en unieke regstellings nodig het. Melior bied data-gedrewe oplossings, seisoen na seisoen. Die naam Melior beteken die beter manier. Dit is waarna ons streef. Data-gedrewe beteken om data te gebruik om 'n beter manier te vind. Daarom is dit deel van die kern van ons besigheid om data te versamel en volledig rekord te hou daarvan op ons sagteware stelsel. Ons skop die nuwe seisoen af deur te kyk na die data wat ons versamel het, te luister na die boer se probleme, uitdagings en behoeftes. Daarna trek ons grondmonsters en gebruik al hierdie inligting om die nuwe seisoen beter aan te pak as die vorige seisoen. Op hierdie manier kan ons die boer help om optimale opbrengste te behaal, seisoen na seisoen. Optimale opbrengste beteken natuurlik nie net optimale oeste nie, maar ook langtermyn optimale finansiële opbrengste. Om saam te vat, bekalking is meer as 'n pH-regstelling. Dit ontsluit die volle potensiaal van jou grond. Die resultaat van die regte kalkaanbeveling is 'n gebalanseerde voedingsprofiel, wat beteken dat jou plant al die voedingsstowwe opgeneem kry en 'n beter grondstruktuur, wat beteken dat water beter infiltreer en dat jou wortels beter kan ontwikkel, dat jy beter gaswisseling het. Dit beteken jy verhoog die effektiwiteit van die beskikbare water en voedingsstowwe, sodat jy optimale opbrengs kan behaal en die risiko so ver as moontlik beperk. Maak seker van die metode wat gebruik word om jou kalkaanbeveling te maak. Balans van die katione moet in ag geneem word. Baie dankie dat jy na my geluister het. Ek hoop hierdie inligting sal jou help om die volle waarde van jou belangrikste hulpbron, naamlik jou grond, optimaal te benut deur dit reg te bekalk. Kontak gerus een van ons landboukundiges of agente om jou hiermee by te staan. Baie dankie.